Welkom terug by Goeiemôre Good Morning. Nou ons wil graag van julle by die huis ook hoor. Skandeer net die QR-kode wat nou op jou skerm verskyn en sê jou sê. Nou voordat ons vanoggend se oggendpraatjies voortsit, wil ek net vir julle vra of enige een van julle al ooit boeliegedrag op skool beleef het of dalk is een van julle kinders al geboelie, ek weet nie. Ja, ek beslis. Ek het as kind nogal regtig deurgeloop oor die feit dat ek in die Kaapse vlakte ook groot geword het met donker vel en nie gelyk het soos die ander bruin mense wat daar was nie. So dit was die name wat hulle vir my genoem het, al daai tipe goed, kon my nogal gebreek het. Dit was regtig erg. Ja. Moet sê ek het ook lekker deurgeloop. Ek was mos meer die kultuurvraat as die sportvraat. Maar ek dink nie jy moet partykeer net dink dit hou by skool op nie, nê. Ewen nou in my volwasse lewe het mense my al geboelie, maar dan is dit jaloers, narcisties, daai tipe van ding. Maar ten minste as groot mens kan jy dit verwerk en jy weet from whence it comes. But when you're a kid, it's just like it's just all coming your way and you're trying to deal with it and you've got so much other stuff going on. Ja, ek dink ons almal het al maar deur daai rond in ons lewe gewees, op een of ander gegee tyd. Ek was in die laerskool baie klein. Jy sit nie glo nie. Ek was kort, klein, teruggetrokke, met 'n groot mond, jy weet, en dit het my altyd gekos. Jy weet so, maar ek dink dit het van 'n ou op 'n vandag 'n sterker persoon ook gemaak, net soos jy weet so. Maar dis juist hoekom 'n ou word geboelie en jy besluit gaan jy daardeur fight of Ja. Is it going to be the excuse of your miss and failures of gaan jy dit bou? Wel, ek het 'n storie raak gelees wat my nogal redelik ontstel het. En dit is Kesha Diali, 'n graad 11 leerling van Atlantis wat 'n breinbesering opgedoen het en nou aan epilepsie ly nadat sy na bewering in April buite die skool deur 'n groep boelies aangerand is. Nou sy was in 'n koma en is steeds te swak om skool toe te gaan en volgens haar ma is Kesha al sedert graad 9 geboelie oor haar klein postuur en leerprobleme. Nou die Wes-Kaapse Onderwysdepartement ondersoek die voorval terwyl 3 leerlinge dissiplinêr verhoor sal word en die familie pleit intussen vir geregtigheid en ondersteuning. En ek dink dit bly 'n baie groot probleem in skole en nogal iets waar mense ook passievol voel. Die vraag is net hoe moet dit hanteer word, want dit voel vir my dis werklik 'n probleem wat hand uitdruk en wat net nie verbeter nie. En daar is nou soveel verskillende tipe boeliegedrag, soos die cyberbullying en al daai tipe goed. En weet jy wat vir my nogal regtig ontstel, is dat ons sien baie gevalle op sosiale media waar mense nie inspring om te help nie, hulle is besig om dit af te neem. Ja. In plaas van so waar is jou gewete? Hoe word jy grootgemaak as jy sien iemand loop deur, jy sien iemand sukkel en dan is jy eintlik besig om liewer jou videoetjie vir sosiale media op te neem as om te gaan help. Dink jy dit is iets wat by die huishouding ook begin? Ek dink verseker. Definitief Ek dink by die die voorbeeld wat jy gaan kry by die huis is wat jy gaan na jou buite toe vat, jy weet, in skool toe, wat ook al die geval mag wees. En ek dink die meeste van die tyd as jy gaan kyk tipiese boelie en jy gaan kyk byvoorbeeld sonder met alle respek en weer eens is my opinie en jy gaan kyk na die ouers, dan kan jy amper half die konnotasie sien. Jy weet, dan sien jy half klaar die gap. En dit is wat dit nogal hartseer maak. Ek sê altyd 'n mens moet eerder as jy nie iets goeds te sê het nie, los dit, bly stil, jy weet. In boelie begin juist by dit en hoe hulle uitgetart word en I don't know, maar ek sê ook dit begin by die huis, die opvoeding wat ouers gee. Want monkey see, monkey do. Wat hulle by die huis sien en beleef. Maar jy moet stop by die skool. So met ander woorde wat ou dame doen is jy moet 'n inisiatief probeer uitrol by skole en dan moet jy dalk sê ja, so skole buddy wat ook al die geval mag wees. So wat dalk 'n groep ondersteunende kinders is wat meer senior is, soos byvoorbeeld graad 12s. Soos wat jy jou leerlingraad of prefekte het jy dalk 'n kolle buddy beweging. Okay, en dan weet jy mos as daar probleme is enigsins na jou toe, want na jou toe kom, maar kan jy na daai ou toe gaan of daai girl toe gaan. Jy weet en dat hulle jou kan bystaan en selfs baie keer hulle sal kan intree. Want dit het ek ook al gesien met 'n boelie is as jy dit aanspreek, jy weet dan is daar 'n oplossing van 'n lont. Jy weet wat sou ontplof het, maar dan kan dit dalk eerder gelos word. Wat vir my regtig eintlik ontstel is die feit dat dit so gewelddadig is. Dat hulle vir Kesha breinskade gegee het. Daar's nog 'n saak eintlik wat op die oomblik in Johannesburg dit het verlede week die inligting het uitgekom oor 'n seun ook wat deur 'n groep net so geslaan is. Daar's ook 'n video geneem en dit is net vir my, ek kan nie glo dat kinders
so gewelddadig teenoor 'n ander kind kan wees nie. My vraag is, weet daardie kinders wat die boelies is, se ouers van hulle gedrag? Hoe hanteer hulle daardie gedrag? En net om aan te sluit vinnig by wat jy gesê het, ek weet daar's baie, ek meen plaaslike mense wat uitreik en vinnig 'n praatjie gaan hou by 'n skool oor boelie. Maar ek dink nie dis 'n ding wat een keer nadat hy een keer gehoor is, by die kinders, daai kinders het regtig berading nodig of ondersteuning nodig op 'n ander manier en 'n meer gereelde manier om te sê. Maar ook nie van die boelie vergeet nie, want die boelie het ook hulp nodig. Jy weet, met ander woorde, dis wat ek sê, die boelie. Ja, dis goed, dis 'n goeie punt wat jy. Hy die berading. Baie goeie punt. In steede van die wat geboelie is. Deur net byvoorbeeld eerder as 'n ou praatjie. Kinders, julle moenie boelie nie. Dit werk nie. Daai ouens sit daar agter, hulle is die myn makkies van die plekkie. Is daai kind ook nie geherstel word in daai siklus nie, dan gaan hy so in sy eie huwelik. Ja. Jy weet, en dis waar jy daai dysfunctionality kry. Jy weet, en dit word weer aan daai kinders oorgelaat. So is half 'n ding wat net van een generasie en volgende generasie een of ander tyd met daai ding gesny word. En kies jou vriende goed, né? Jy onthou die storie van die waterkloof ook destyds en dis meer, ek dink birds of a feather flock together en as hulle nooit by mekaar uitgekom het, sou dit ook nie gebeur nie. Of as een ten minste gesê het, ek stiek nie hiervoor nie. Ja, wel mense hoop dat die skole dalk ook 'n bietjie meer daadwerklik sal optree. Ek dink in sommige gevalle sit hulle ook maar met hulle hande in hulle hare. Maar dat hierdie probleem werklik Ons gebeure is met haar, met Kisha. Ons gebeure is met haar. Ons hoop Kisha kry die hulp wat sy nodig het. Onthou julle kan ons volg op sosiale media by Goeiemôre Good Morning. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons met Zain Meas en Simone Neethling oor hulle nuwe teaterproduksie.